Môre sê Radio Fynbos luisteraars. Ons woord is uit Job 35 vers 10. Maar niemand sê nie, waar is God, my maker, wat lofsange gee in die nag. En hier sien ons, was dit Job se vriende gewees wat by hom kom sit het, met al hulle slimmighede, om van hulle kant af eintlik vir Job te probeer verduidelik, hoekom sy lewe so uitmekaar uitval. Nou hoeveel slapeloose nagte beleef ons nie, waar ons op hierdie sy draai, dan op die ander sy, op ons rug lê, na die plafon staar, of ons gesig draai in die kussing, en ons kussing nat huil. Hoeveel keer kan ons nie wag, dat daar die wyser van die horlosie net nader skuif, na die oggendure, na die dag om te breek nie. 'n Nuwe dag wat kan begin, dat ek tog net uit hierdie nag kan uitkom, klaar kry met hierdie nag. As hier die aande kom, vra ons bitter min, Heilige Gees, om ons te help, om te slaap, om ons gedagtes te begin rig op God, om te hoor, is daar nie iets wat die Here vir ons wil sê nie, om in sulke tye te kan glo, dat dit daar is, vir een of twee redes. Dis tye waar die vyand ons probeer wakker hou, want hoe minder jy slaap, hoe meer sal depressie in jou lewe begin intree, hoe meer sal jy begin goed uitdink, negativiteit, wat nie is nie, asof dit is, of jy kan dit sien, as tye, waar die Here jou nag wil vul, met sy teenwoordigheid. Maak nie saak of dit uit jou eie kant uitkom, waar daar baie druk in jou lewe is nie. Maar in sulke tye, waar ons nie kan slaap nie, sê hierdie woord vir ons, dat ons lofsange kan gee, in die nag, wat God vir ons gee, dit ontvang, om nader tot God te kom, want hy sal tot ons nader. Baie keer in die nag, dan mis ons geliefdes wat deel is van die wolk van geloofsgetuienisse. Baie keer in die nag lê ons wakker as gevolg van bekommernisse, teleurstellings, goed wat ons net nie verstaan nie. Wat sê Jakobus 4 vers 8? Hy sê nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, suiwer die harte, julle dubbelhartiges. En dat ons in daardie tye met Heilige Gees 'n gesprek kan hê. Ons hande kan reinig van wat ons gedoen het met ons hande. Wat ons kan kom by die plek om ons harte te suiwer. Dit is wat Jesus gesê het. Jy het nie altyd nodig om iets self te doen nie, maar as jy dit in jou gedagtes gedoen het, het jy dit reeds gedoen. Ons moet verstaan dat die Heilige Gees die een is, wat vir ons daar die lofsang sal gee in die nag, dat ons nag 'n plek kan raak om ons Maker en ons God te loof. Deur daardie nag. Kom ons gebruik vanoggend die bloed van Jesus. Dalk is jy 'n moeilike nag deur. Dalk is jy een wat net daarna smag, dat die Here jou sal genees van slapeloosheid, van bekommernisse. Dan gaan ons vanoggend en ons sê, Here, dankie vir 'n nuwe dag. Dankie dat ons u bloed kan drink, Jesus. U bloed wat vir ons gevloei het. Here, ons dink daaraan hoe u in daardie nag, in daardie dungeon gegooi was, die hele nag lank, met 'n tou afgesak was. En Here, hoe u weer uit daardie tronk, dungeon uitgetrek het. Here, hoe u daardie nag nie moes gestoei het nie. En dan weet ons, Here, u bloed ook, wat daar gevloei het. Here, is ons bevryding, en is ons genesing. Dankie, Here Jesus, dat ons ook vir u alles kan gee,
wat ons swak laat voel, wat ons krankheid is, wat ons siekte is. Want deur U wonde, Here, het daar vir ons genesing gekom. Amen.